Kom ons doen 'n gebed vir tempels wat moet afgebreek word. Ek voel baie sterk in my gees, die Here praat nou oor ons liggame, wat nie 'n plek is waar hy wil wees nie. Ons is of vuil met gedagtes, ons is vuil met kos, ons is vuil met dinge wat ons doen, maar die Here kan nie hier binne in ons bly, as dit nie 'n tempel is, wat opgerig is vir hom nie. Soveel van ons vandag vul ons met die verkeerde dinge. Ons vul ons met wêreldse goeders. Ons is vinnig as ons iets hoor, gaan ons in paniek in. Dan is ons bekommerd oor, is dit die eindtyd? Jesus is om die draai. Daar's nie meer tyd vir 'n toekoms nie. Jesus is om die draai. Ons luister so na mense, maar wanneer laas het jy gaan sit met die Here en vra vir hom, Here, wat is u toekomsplanne vir my? En net stil geraak. Ek ervaar dit die laaste tyd baie met vrae wat na my toe kom. Mense wat onseker is, moet hulle kinders nog hê, moet hulle beplan vir aftree, moet hulle ooit nog werk, ek wil nie sê dis 'n eenvoudige vraag nie, maar dis gewone vrae wat op almal se harte is, wat hou die toekoms in? En ek voel net ons moet ophou bekommerd wees daaroor, want al wat ons het is vandag, môre is net geleen, môre is nog nie, ons weet nie eers of môre gaan bestaan nie, maar lewe jy vandag, dat net vandag bestaan, dat alles wat jy wil sê vandag gesê is, deur die mense wie jy vir lief is, dat jy vir lief is, sê jy dit vir hulle vandag, of gaan jy wag tot môre, wanneer jy brawer is, wanneer jy meer moed het om dit te sê. Ons het net vandag, ons het nie môre nie, ons weet nie wat die toekoms inhou nie, net God sal dit weet, en slegs hy weet, wat se dag hy gaan kom. Die engele in die hemel weet dit nie, nie eers Jesus weet dit nie. Dis net die Vader alleen wat weet wanneer hy kom om ons te kom haal. Maar ons moet lewe elke dag vir vandag. Het jy vandag 'n woord gegee vir iemand wat die Here vir jou gesê het? Of sê jy, nee Here, ek sal wag tot môre. Ek sal wag tot die volgende keer wat ek hulle sien. Dit kan wag. Wie sê hulle is môre hierso? Wie sê daai persoon is môre hierso, dat jy die geleentheid het om dit vir hulle te sê? Nie terughou nie. As die Here iets in jou hart lê om vir iemand te sê, om met hulle te deel, doen dit dadelik. Moenie wag tot môre nie. Kom ons bid saam. Here, ek vra dat elke persoon wat hierdie boodskap luister en hoor, stilte in hulle hart sal hê. Dat daar 'n kalmte sal neerdaal, wat net van U kan wees. Dat die storm binne in hulle stil sal raak, want dit is nie 'n storm wat U daarin gesit het nie. Dis 'n storm wat ons self in ons sit. Here, verwyder die storm. Dat dit 'n kalmte binne in ons is, wat U stem kan verkeer, waar U stem kan bly, waar U teenwoordig is, Here. Breek hierdie tempels van ons af, Vader, en herbou ons steen vir steen, tot dit is 'n tempel waar U in wil wees. 'n priesterlike tempel, Here. 'n goddelike tempel tot eer van U. Here, vir mense wat sukkel met hulle monde, of dit is woorde wat inkom, en of dit kos is wat ingaan, spreek ek oor daai lippe, dat dit geseël sal wees. Sit te wag voor die mond, Vader, dat daai woorde nie sal uitkom wat hulle dink nie, dat hulle nie seer oor mense sal spreek nie, veral skindertonge, Here. U haat 'n skindertong. U haat dit so as mense sleg praat van U kinders, en dan noem hulle self ook U kinders. Here, laat ons optree soos wat Jesus sou opgetree het, met genade, met vrede in ons harte, en al maak iemand ons seer, laat ons nie terug wil seer maak nie, dat ons daai Jesus liefde in ons het, om te weet, bly net stil, maar dit maak nie saak nie, op die einde van die dag maak dit nie saak nie. Here, laat meer liefde in ons inkom vir ons medemens, vir daai wat alleen voel, wat voel niemand gee om vir hulle nie, dat elkeen wat hierdie hoor vandag sal weet, gaan spreek met iemand, gaan deel die woord met die Here met iemand, gee hoop vir ander. Jy het hoop in jou, jy het liefde in jou, want Jesus is in jou. Ons moet dit deel, dit is nie net vir ons elkeen nie, dit is om te deel met ander. Gaan vandag uit en spreek met iemand en gee vir hulle hoop. Here, dan vra ek net dat U ons genadig sal wees in elke ding wat ons doen, waar ons gaan, dat U diensknegte sal opstaan vandag, tot eer van U. En dis nie nodig dat ons U hoef te verdedig nie. Wie is ons, dat ons dink ons kan U verdedig?
Kom ons gaan uit vandag en ons gaan spreek Jesus. Kom ons gaan uit vandag en ons spreek liefde. Gaan kuier vir iemand vandag wat jy lanklaas gesien het, wat jy weet Jesus se liefde moet ervaar, wat nodig het om te voel dat Jesus hulle nie verlaat het nie, want hy het jou gestuur om na hulle toe te gaan. Here, help ons om gehoorsaam te wees, as daar 'n woord is wat gegee moet word. Help ons om vrede in ons te hê, as ons bekommerd is oor wat iemand gaan sê, of hoe hulle gaan optree as ons die woord bring. Help ons om gehoorsaam te wees, Vader. En net soos wat U vir my boodskap gegee het oor, U gaan die tempels afbreek. Tempels wat U nie opgerig het nie, tempels wat ons self oprig, tempels wat ons aanbid, wat ons nie moet nie. Want al wat hierdie tempel moet doen, is met U huisves, met U inneem, en moet vir U 'n blyplek wees. Breek tempels af, Here, en herbou hulle met die regte bouplanne. Dat woorde wat oor mense gespreek is wat nie van U is nie, dat daai stene verwyder sal word, weggegooi sal word en nooit weer in die gebou gebruik sal word nie. Dat die fondasie wat dit op gelê word, Jesus sal wees, en die hoeksteen, die heel eerste steen wat mee gebou word, altyd Jesus sal wees. Here, wees saam met ons vandag en help ons om goedheid teenoor ander te spreek, goedheid teenoor ander te doen, want dit moet van hier af uitstraal, van U tempel af, laat U lig uit ons uitstraal en mense sal weet dat ons is van U. Amen.